Met die eerste uitbraak in 2022 het ons reeds ons biosekuriteitsprotokolle opgeskerp en basies ons hekke gesluit. Ons het van daai eerste uitbraak begin ontsmet by ons hek, voetpaddens uitgesit. Elke persoon wat die plaas moes binnekom, het ons gedisinfect en ook ons het die toegang tot die plaas tot 'n minimum beperk. Byvoorbeeld my voerreps, medisynereps, daai mense het ek nie toegelaat op die plaas nie. As hulle my moes sien, het ons hulle by die huis gesien. Al wie regtig moes of wat nodig was om in te kom is die veearts, die melktrok en die voertrok. En ek dink dit het 'n baie groot bydrae gelewer dat ons vir so lank bek en klou van ons plaas kon afhou. Met die uitbraak wat in 2025 weer uitgebreek het ons probeer om ons area heeltemal te isoleer en te probeer om die bek en klou uit ons area uit te hou. En ons het in samewerking met al die boere in die area het ons al die ingange tot die plase toegemaak en ons het almal wat die area binne gekom gedisinfect en laat inteken en als. Maar ten spyte van dit het ons egter in Oktober 2025 het ons 'n uitbraak in die area gehad. Tot dusver is ons melkbeeste nog steeds skoon. Hulle is wel intussen tyd 2 keer geënt. Ons sê dankie daarvoor en dit het definitief bygedra om hulle skoon te hou. Ongelukkig was ons vleisbeeste is ons in November 2025 het ons positiewe gevalle gehad met plase wat in die area positief was. Die maandagoggend was ons besig met ons sinkronisasieprogram en omdat daar bek en klou in die area was, het ons op 'n gereelde basis ons beeste gebek. En ons was besig om te bek en die eerste 10 het deur 'n kraal gekom en hulle was skoon en ek was nog soos nee, dis okay, ons het dit. En toe kom maar 'n beeste wat ek met seere sien en ek moet sê jou moet sak sommer so in jou skoene want jy het alles in jou vermoë gedoen om dit uit te hou en nou sit hier. So ek het dadelik Dr. Johan gebel. Ek het hom maar op speed dial vir alles by die melkery. En ek het hom gebel en gesê, dokter, ek stuur vir jou foto, asseblief kyk hier, maar ek dink dit is nou so. En hy het vir my gesê, dit lyk definitief soos bek en klou. Wie was in kontak met die beeste, waar is die beeste en hoe ver is hulle van die melkery? Dis al wat hy gevra het. En ek het vir hom gesê, dis okay, dokter, hulle is ver van die melkery af. Ek was in kontak, maar ja, en dan moet jy begin planne maak, want jou mense wat met die siek beeste werk, kan nie nou op die plaas by jou ander diere kom nie. Jy moet 'n plan maak, hoe kry jy by die voer, want by ons, alles is op een area by die melkery, so jy moet die kos daar uitkry, maar die goed wat jy die kos uitkry, moet gedisinfect word om weer terug te gaan. Ons moes 'n hele aparte span basies aanstel en ekstra mense, want die mense kan nie teruggaan by die melkery nie. En ek moet sê vir nou, ons gaan nog steeds so aan, ons klassifiseer die vleisbeeste nog steeds as positief, al is ons al oor dit. En ek dink dit gaan maar standaard word. Jy gaan maar jou verskillende kuddes as aparte kuddes met as aparte mense wat met daai kuddes werk, hanteer vir as daar 'n uitbraak is, dat jy reeds daai protokolle in plek het om kontaminasie tussen jou kuddes te kan verhoed. So, ek het 'n voedingsdosent op universiteit gehad en sy het altyd gepraat van tannie huisvrou. So, ek is lief daarvoor om te verwys na tannie huisvrou. So, ons kry baie mense van buite af, toe ons nog afgespuit het, dan is hulle soos, hoekom spuit julle af, wat gaan aan? Dan soos ons maar so bek en klou. En almal verwar bek en klou met handvoet en mondsiekte wat kinders kry. En dit is glad nie dieselfde nie. Ek dink eerstens wat die ou in die stad moet besef is, dit is geen gevaar vir die mens nie. Daar was op 'n stadium 'n wanpersepsie van, en my mense op die plaas ook het die werkers gevra, maar wat gaan met ons gebeur? En jy gaan niks oorkom as jy daai melk of vleis eet nie. Dit is net gevaar vir diere. Ek dink die grootste effek wat dit gaan hê vir die mense in die stad is, eerstens die boer ly ekonomies daaronder. Alhoewel hulle die kwarantynetydperke en goed nou verlaag het met die nuwe inentingsveldtog wat geloods is. Dit help dat jy nie maande hoef te wag voor jy kan slag nie. Dit het 'n implikasie op jou cashflow as jy nie kan slag nie. En dan ook met die melk. Niemand was seker hoe hulle die melk moet hanteer nie. Moet dit dubbel gepasteuriseer word of wat? Maar ja, melk is skaars, daar's baie melkplase geaffekteer. En dit gaan maak dat die melkprys
dit gaan verhoog op die rakke. Die gemiddelde mens gaan meer betaal vir melk. Ons sien reeds die vleisprys is baie hoër as wat dit was en ek dink nie, dis nie net 'n tydelike ding nie. Daar gaan vorentoe 'n groot tekort kom op vleis. En dit gaan maak, ek dink vir die volgende paar jaar, dat vleispryse en melkpryse gaan hoog wees en teen onbekostigbaar gaan raak vir die gemiddelde mens.